Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. 'n Lewensredder kan nie iemand red, solank as wat die persoon alself probeer red nie. Wanneer iemand besig is om te verdrink, is hulle paniekerig. So hulle spartel rond en doen enige iets om net kop bo water te hou. Sou 'n lewensredder hulle probeer red, terwyl hulle self probeer red, sal hulle die lewensredder saam ondertoe trek. 'n Lewensredder kan slegs 'n persoon help as die persoon heeltemal oorgee. Die oomblik wanneer hulle ophou probeer en die lewensredder begin vertrou, is die lewensredder se werk baie makliker. Hy sit dan net sy arm om hulle en swem terug strand toe. Jy kan nie iemand red wat hulle self probeer red nie. Net so is dit ook in ons geestelike lewens. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Wil jy weet hoekom ons soms moeg en gefrustreerd is? Die rede is, omdat ons baie keer gevegte probeer veg, wat eintlik aan God behoort. Dikwels, wanneer probleme oor ons pad kom, dink ons alles hang van ons af om dit op te los. En so hardloop baie mense in sirkels om probleme in hulle lewens in hulle eie krag te probeer oplos, en daarom word hulle moeg. Wanneer jy uiteindelik net opgee en terugkom na God toe en vir hom sê jy het 'n fout gemaak, kan dit soms voel asof jy hom in die steek gelaat het. God is egter nie teleurgesteld in jou nie, want hy het nooit verwag dat jy in jou lewe sal doen wat net hy kan doen nie. So gee omstandighede en probleme vandag nog oor aan hom. Here, vandag het ek die einde van my krag bereik. Daarom kies ek om my probleme en omstandighede by u voete neer te lê. Vervang asseblief my bekommernis met u vrede. As daar 'n stap is wat ek moet neem, openbaar dit asseblief aan my. En as ek moet wag, gee my die geduld om dit te doen. In Jesus naam bid ek dit. Amen.